Story.
Vader, dankie dat ons weet vanmôre, dat wanneer ons na U soek, sal ons U vind. Wanneer ons 'n ontmoeting met U verlang, sal ons U ontmoet. Here, ek wil vanmôre vra, wees met ons, open ons harte, open ons gedagte, maak ons ontvanklik ook vir U woord. Vra dit in Jesus naam. Amen. Loof die Here. Kinders kan vanmôre vir ons saam met aan die ander gaan, lekker Sondagskool. Ek het eintlik ook lus om saam met hulle te gaan. Loof die Here. Jy die Bybel so op by 2 Korintiërs 10, die 5de vers wil ek graag met u deel vanmôre. Terwyl ons hierdie liedjie sing van I want to meet you there, dink ek aan hierdie teksvers. Hierdie is 'n twyfelkas. Nie waar? En dis hier in hierdie twyfelkas wat ons die Here moet ontmoet ook baie keer. Luister wat sê Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 5. Hy sê terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Ek wil net met hierdie B-gedeelte van hierdie vers môre met die deel, elke gedagte gevange neem. Wanneer ek dink aan iets gevange neem, dan sê ek vir jou, ek beperk die vryheid. Dit is nie waar nie. Maak dit vas. Vanmôre wil ek met u praat oor outomatiese negatiewe denke, of andersins gestel, net negatiewe denke. Nou, mens kan dit sekerlik uit verskeie oogpunte uit benader, en ons kan in die kognitiewe gedragsterapie praat hulle ook van die outomatiese negatiewe denke en geesstappe, hoe jy kan maak om dit te werk. Maar ek wil nie vanmôre met u praat uit die beradingsveld nie, ek wil met u praat van die woord van die Here. Want negatiewe denke is iets wat periodiek met almal van ons gebeur.
Ongelukkig is sommige mense net meer geneig tot negatiewe denke as ander. Ek het al baie keer in my lewe gesê, ek is so positief dat tot my bloed is al positief. Maar dan moet ek ook vir jy sê, daar is ook geleenthede in my lewe wat ek ook negatiewe denke het. Ek was nie altyd die engeltjie wat ek vandag is, jy weet toe ek op skool was, as hulle my sê, jy moet 'n draai gemaak by die skoolhoof se kantoor, het ek gedink, wat het ek nou weer verkeerd gedink? Ja, outomaties. En 'n ander manier van negatief dink, en ek raak toe so vinnig aan, daar staan 2 ouens en gesels, miskien 3, en jy kom al by, en nou skielik bly hulle stil en sê, nou, wat het hulle nou van my gepraat? Hulle het niks van jou gepraat nie, man. Hulle het dalk van iemand anders gepraat. Ek hoop dit was goeie goed. Maar in elk geval, dit is net 'n voorbeeldjie daarvan, outomatiese negatiewe denke, is daar die vinnige gedagte, of selfs negatiewe denke op sigself, is daar die negatiewe gedagte wanneer iets gebeur, wanneer daar 'n episode is, of wanneer daar 'n situasie is, 'n insident is. En jy kan maar gaan meet, en jy kan maar gaan kyk, dat daar 'n negatiewe gedagte is nie rasioneel nie. Daar 'n negatiewe gedagte is negatief, en dit is meeste van die tyd gedryf deur emosie, emosioneel. En emosie is nie altyd waar nie. Want emosie word bepaal deur wat jy dink. En dit wat jy dink gaan bepaal wat jy voel. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek dink dat vanmiddag gaan almal my iets lekker gee om te eet. Die emosie wat ek ervaar met daardie denke is blydskap. Maar as ek nou vandag gedink het, ag, vanmiddag moet ek nou maar weer wonder wat gaan ek eet. En dan begin ek dink aan negatiewe goed, al die goed waarvan ek nie hou nie. Jy weet, asparagus en broccoli en spinasie en wie weet wat alles. Dan teen die tyd wat ek nou al by die tafel kom, is ek nou al so moeg vir hierdie eet, ek wil hom nie meer eet nie, ek is net negatief. Jy verstaan die effek wat negatiewe denke op ons het. Daai denke vat my blydskap weg en dit bring 'n ongelukkigheid hierin by, en dan is dit lankal nie meer waar nie, dit is lankal nie meer rasioneel nie, en dan kom ek, sit ek aan by die tafel, en ek sê, yes, hy gee vir my lekker skabel. Dan het ek al daai negatief ongelukkig tyd gemors wees. Dis meestal emosioneel en gebaseer op vorige ervarings en op vrese of oortuigings wat ons as mens dalk mag hê. Maar dit is belangrik dat ons as gelowiges sal aandag gee aan negatiewe denke, want negatiewe denke beïnvloed hoe jy God sien. Dit is wel altyd mooi wanneer ek gaan kyk na koning Saul en ek gaan kyk na koning Dawid, dan luister ek na koning Dawid en hy erken sy foute, hy bely sy foute, hy praat oor baie dinge, hy praat ook oor sy negatiewe denke, hy praat ook oor die negatiewe gevoelens wat hy het, emosies wat hy het. Maar dan kom Dawid terug en hy sê, sy lof sal altyd deur my mond wees. Dan kom hy en hy sê, loof die Here o my siel. Maak bly, raak bly. Dawid het hierdie positiewe uitkyk gehad van God. Een van die mooiste teksverse is, hy sê die teëspoede van die regverdige sal menigvuldig wees. Jou moeilikheid gaan dalk baie wees, maar die Here red jou uit almal uit. Wat Dawid sê. Want Dawid kyk op 'n bepaalde manier na God, maar nou kom Saul. En nou sê Saul, maar God is streng, en God is op afstand. Hy sien God totaal anders. Hy het die negatiewe denke, en dit beïnvloed sy perspektief van wie die Here jou God is. Dit beïnvloed hoe jy jouself sien. Dit breek jou selfbeeld af. Dit beïnvloed hoe jy ander sien, en hoe jou interaksie met ander mense is. Dit affekteer kortom jou geloof ook. Negatiewe denke stel twyfel in die plek. En daardie plek in jou lewe, waar jou geloof afbreek, waar dit jou bring by 'n plek van selfs vrees en twyfel en huiwering. Dit skep 'n ruimte waar ongeloof groei en waar onsekerheid toeneem. Dit fokus op dit wat verkeerd kan gaan, of op dit wat verkeerd is. Dit steel jou vreugde en jou vrede. As daar een ding is wat ek in my lewe al baie keer gesê het is, moenie vir my sê, hoekom kan iets nie werk nie, gee my eerder die redes en die metodes hoe iets kan werk. Dit is nie waar nie.
Help my eerder dink, man, al is hierdie ding so groot en so reusagtig wat ek hier in my kop het. En ek het baie planne, Elna sê ek het sakke vol planne, jy val aan die huis voor die goed. Maar dit pla my nie, die probleem is net, moenie vir my sê, dit kan nie werk nie. Help my eerder dink positief, hoe kan hy werk? En dis van toepassing in al ons lewens, en ja, ek weet alles kan nie werk nie. En dit sê ek nie negatief nie, dis 'n realiteit. Maar die fokus moet nie dit wees op die negatiewe nie. Op die kan nie, en die sal nie. Negatiewe denke veroorsaak dikwels dat jy die goeie en die seëninge wat die Here jou wil gee mis. Jy mis soms as gevolg van jou negatiewe denke die genade en die teenwoordigheid van die Here. Dis net hoe dit is. Jou vrees en jou twyfel en jou onsekerheid vat jou gedagte weg, jou bewustheid weg daarvan dat die Here is met jou. Dawid bring 'n doodskade weer in verband in Psalm 43 met die 3de vers met die teenwoordigheid van die Here. Hy sê, gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie. Hoekom nie? Want die Here is naby. Negatiewe denke affekteer jou selfbeeld. Dit bring verdere denke wat afbreker van aard is in jou lewe na vore. Dit maak onsekerheid en hierdie goeders wat nie vir ons opbouend is en tot voordeel is nie, maak dit wakker. Dit bring moedeloosheid en dit bring geestelike stagnasie selfs na vore. As ons vanmôre kyk na voorbeelde vanuit die woord van die Here, dan begin ek sommer daar by die Israeliete. Daar in Eksodus 14, spesifiek die 10de tot die 12de vers. Die gebeurtenis daar was, hulle sien Farao met al sy manskappe aankom. Hier kom hierdie honderde, duisende, ek weet nie hoeveel van hulle was, hier kom Farao, hierdie magtige koning, en sy soldate kom aan. En hier staan hierdie Israeliete. Hierdie kant is woestyn, daai kant is die koning op pad na hulle toe, en hierdie kant is 'n see waardeur hulle moet gaan. En wat maak hulle? Hulle roep uit. En hierdie uitroep van hulle wys op hulle negatiewe denke. Hulle vra dan, en dis wat die vers sê, was daar dan nie genoeg grafte in Egipte nie? Was daar dan nie genoeg dood in Egipte nie? Onmiddellik bring hulle hierdie ouens wat aankom in verband met dood, met vernedering, met verlies, met die feit dat hulle verslaan gaan word. Hulle bring nie in hulle denke na vore dat daar's 'n God wat hulle uitgelei het uit Egipte uit nie. Hulle bring nie in hulle denke na vore dat daar's 'n God wat hulle 'n belofte gegee het, wat sy woord sê, ek sal vir julle vat beloofde land toe. Bring nie in hulle gedagte, daar die 10 pla wat Egipte getref het in die magtige hand van die Here wat daar in werking was nie. Nee, nou kom hulle en hulle sê, u moes ons wegneem uit Egipte om in die woestyn te sterf. Dis hulle negatiewe denke, hulle verwag die ergste, hulle verwag dat hulle gaan sterf. Hoeveel keer gebeur daar iets in jou lewe en in my lewe, my broer en my suster, wat ons die ergste verwag? Hulle vergeet God se woord, hulle vergeet sy belofte van die beloofde land, hulle vergeet sy vermoë, hulle ontken God se liefde en God se genade. En hulle maak eintlik 'n verskriklike aantuiging, die Here het ons net uit Egipte uitgelei sodat ons kan sterwe hier in die woestyn aan die hand van die Farao. Hulle vergeet God se vorige werke. Daardie werke wat hy in liefde en genade en verlossing ter wille van hulle gebring het. Van muskiete en paddas en water wat in bloed is tot die sterfte van die eerstelinge. Nou kom ons kry al 'n groot profeet, 'n groot geloofsreus. Ons sien Elia, hy sit al oor die besembos in Konings 19 die 4de vers. En Elia se denke is emosioneel en negatief. Hy sê, dis genoeg. Neem my lewe, Here, want ek is nie beter as my voorvaders nie. Neem my lewe, Here. Julle nie weet iemand gehad wat vir my gesê het, is beter ek lewe nie meer nie. Vir wie is dit beter? Onmiddellik hierdie outomatiese negatiewe denke. Elia, hy sê daar, hy sê ek is alleen, ek het niemand nie, ek is 'n mislukking, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie beter as my voorvaders nie, al is ek Elia, al is ek een wat die Here uitgehaal het, en een wat die Here gestuur het, en een wat die Here gesalf en geseën het.
Derdens sê daar, ag, my lewe maak tog nie saak. Natuurlik maak sy lewe saak. Sy lewe maak vir God saak. En sy lewe maak saak vir die mense waar hy nog moes gaan en vir die dinge wat hy nog moes doen. Want daardie oomblik is hy net so bewus van sy situasie, sy omstandighede, dat niks is vir hom positief nie. Numeri 13 vers 31 tot 33 lees ons, sien ons dat negatiewe denke van die 10 verspieders kom sterk na vore. Ons kan nie teen daardie volk gaan veg nie, ons kan nie teen hulle optrek nie. Ons was so sprinkane in hulle oë en ook in ons eie oë. Wat gebeur hier? Presies dit wat outomatiese negatiewe denke laat gebeur in jou en my lewens. Of eenvoudig gestel, negatiewe denke laat gebeur. Selfverkleinering. Jy breek jouself af van 'n uitverkore volk. Van een wat die seën van die Here dra, van een wat die teenwoordigheid van die Here met hom saamneem, na 'n plek waar jy sê, ag, ek is maar net 'n sprinkaan. Nie een van God se mense was nog ooit 'n sprinkaan, behalwe in hulle eie oë, soos hierdie ouens. Ons is so sprinkaan, hulle sien ons so sprinkaan. Ons kan nie met hulle vergelyk nie. Nee, natuurlik nie, ons is beter, want ons het 'n lewende God wat met ons is. Ons het 'n God wat sê, ek sal vir jou stry. Ons het 'n God wat sê, ek sal jou uitred. Ons het 'n God wat almagtig is. Ons het 'n God wat lewe en dood in sy hand hou, ook hulle sinne. 'n God wat sy woord gegee het. Sy beloftes gemaak het. Hulle verwagting spreek van ongeloof in God en twyfel in wat God kan doen en wat die Here gesê het. Maar dan die Here vir 2 mense, Josua en Caleb. En Josua en Caleb kom en hulle nie dieselfde negatiewe denke nie. Hulle sê die Here is met ons. Dis hulle eerste woorde. Hulle sê nie, ons gaan hierdie ouens verslaan met hierdie planne, met daardie planne. Hulle sê die Here is met ons. En as God vir ons is, sê Romeine 8, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vervolging, honger, naaktheid, swaard, en so gaan die gedeelte aan daar. Niks. Nie dood eers nie. Want God is vir ons. God is met ons. Ons sien hier dieselfde negatiewe denke by Martha in Johannes 11 vers 21. Sy kom daar en ontmoet die Here Jesus by Lazarus se graf. En luister nou die woorde wat Martha sê, Here, as U hier was. En nou blameer sy die Here Jesus, Here, dis U skuld, as U hier was. Maar omdat U nie hier was, die is Lazarus dood. Was die man dan nie siek gewees nie? Was daar dan nie fout met hom gewees nie? Hoekom is dit nou Jesus se skuld? Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Sy fokus op dit wat volgens haar verkeerd gegaan het. Jesus was nie daar nie, Jesus het nie gou genoeg gekom nie, dis wat verkeerd was. Nee, dis nie wat verkeerd was nie. Was dit dan nie die siekte se skuld nie? En daar was ook 'n ander rede gehad wat die Here gehad het met Lazarus. Nee, dit was Jesus se skuld volgens haar. Wie wat is dit? Dis blame shifting. Ons maak ons baie keer skuldig daaraan. Wat sê Adam en Eva? Adam sê, Here, dis hierdie vrou wat U vir my gegee het. Dan kry die Here alweer die skuld vir die vrou. Maar voor dit was hy ellendig, hy was miserabel en hy was in 'n treurige toestand, want hy was alleen, hy wou ook 'n maatjie gehad het soos die rooi bok en die springbok. Maar nou skielik wat hy verkeerd gedoen het, is die vrou se skuld. En wat maak die vrou? Here, dis die slang se skuld. Ons blameer baie kere ander vir ons omstandighede. So maklik. Kry mense, ek noem dit maar so verby gaan, jy kry mense, as jy wou sê, hoorie, maar jy dit verkeerd gedoen, die eerste reaksie is, maar jy het dit verkeerd gedoen. Hoor mooi wat ek vir jou vanmôre wil sê, my broer en my suster, as jy argument en 'n risie in jou huis soek, begin dit toepas. Ja, maar jy het al weer nie botter in die stas gesit nie. Ja, maar weet jy wat, jy het hierdie laai toegemaak. En daar kom die beskuldigings, die een na die ander toe, en dan is nou 'n lekker fight op hande. Sorry, ek het nie die botter in gesit en dat ek het gou insit.
Ek beklei nie oor 'n laai auto as ek stoot hom toe. My broer en my suster, dis wat hier gebeur, sy blameer die Here Jesus. Al wat met Lazarus gebeur het, is wat met elke ander mens gebeur. Het iets oorgekom en hy het gesterf. Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê, almal van ons gaan iets oorkom. Op een of ander wyse. Het jy hierdie week weer gehoor van mense wat gesterf het vanweë lewerkanker? En daar's ander mense wat sterf vanweë 'n motorongeluk of wat ook al, daar gebeur iets. Wat dit ook al mag wees. Ons gaan nie almal vir hier op hierdie plek wees vir ewig en ons word ouer en daar kom 'n dag dat daar 'n einde gaan. En wie moet ons nou blameer, die Here? Nee, dit is lewe. Dis hoe dit gebeur. By dit alles kom Martha en sy maak 'n aanname. En nou wil ek vanmôre vir jou sê, 'n aanname is 'n baie gevaarlike ding en dis 90,9% nie gebaseer op feite nie. Dit is jou eie opinie, jy vorm denke, jy vorm 'n mening op grond van wat jy dink. Nie noodwendig van wat die feite is. Maar sy maak 'n aanname. Kom ons na Rigter 6, die 15de vers, dan sien ons ook hierdie negatiewe denke by Gideon. Wat sê Gideon? Hy sê, ag Here, waarmee sal ek Israel verlos? Wow, stop Gideon! Die Here het gesê, ek sal hulle in jou hand gee. Is nie jy in eie krag, jy in eie sterkte nie, dis die Here wat dit vir jou sal doen. Jy moet net die glorie vat, jy moet net sê, dankie Here dat jy dit vir my doen. Maar hoor jy wat gebeur, ons kom baie keer in ons eie lewens, en dan sê ons, ag Here, waarmee sal ek? Nee man, is nie ek nie. Dis die Here my God, en ek is dankbaar dat ek kan deel wees daarvan. Amen. Dankie. Nou gaan hy verder, hy sê, my geslag is die geringste. Nou breek hy alweer sy eie beeld af. My geslag is die geringste, en dan gaan hy verder, en ek is die geringste in my familie. Sy denke is onmiddellik, ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie, ek het niks om te bied nie, ek het nie die vermoë nie. Hallo Gideon, word wakker en waak, jy staan saam met die Here, ons God, die Almagtige, saam met jou. Hy wat vir jou gesê het, ek sal hulle in jou hand gee. Hy vergeet God se teenwoordigheid, God se hulp, God se woord, God se beloftes, God se genade, God se liefde. Hoe hartseer. As ons kyk na hierdie dinge en ons sien dit in 'n paar Bybelfigure se lewens, dan besef ek is nie verhewe bo dit nie. Daar is daar wat ek ook 'n negatiewe gedagte het. Nou bel die kinders, hulle praat almal. Nou praat sy so, ek kan nie agterkom wat sy praat nie. Nou raak ek vies. Want nou begin ek dink, die kinders se probleem. Kinders het nie 'n probleem nie, hulle maar net maak 'n bietjie skinder oor iets. Of wat ook al hulle doen. Maar omdat ek nou nie kan agterkom wat hulle praat nie, nou begin ek negatief dink. Dis deel van ons lewens, ons maak dit maklik. Elia se denke hier in 1 Konings 19 sê, ek is alleen, ek het besluit ek wil sterf. Maar Elia doen een ding reg, hy praat met God. Hy praat nie met ander mense oor sy gevoelens en sy denke nie. Hy praat met die Here daaroor. Hy deel sy emosies en sy denke op 'n eerlike wyse met die Here. Verskoning. Daarmee saam met Elia daar onder die besingbos gesit en hy het 'n bietjie gerus. Hy het geëet. En hy was dan liggaam en ook emosioneel versterk. Toe begin hy dinge in die regte perspektief sien. Koning Dawid in Psalm 42 en 'n klomp ander psalms vra die vraag wat voortspruit uit sy eie negatiewe denke. Waarom, o my siel, is jy so neergeslaan? Waarom, o my siel, is jy so neergeslaan? Dawid erken sy emosies. Hy spreek homself aan. En hy sê as te ware van homself in die verdere verse, hoop op God. Hy verander sy denke. Hy skuif dit van sy probleme en sy omstandighede en 'n situasie wat hom negatief stem, na die Here sy God toe. En hy sê hoop op die God en dan gaan hy verder.
En hy sê, ek sal die Here loof. Ek sal die Here loof. Wat ons dink, my broer en my suster, affekteer wat ons glo. Job, hy het hierdie ouwe moeilike tye deurgegaan. Hy kom daar in Job, die 3de hoofstuk, weet wat sê Job? Hy sê, ek wens, ek was nooit gebore nie. Ek wens, ek was nooit gebore nie. Hoekom het ek mens geword? Hoekom het ek gelewe? Dis wat Job dink. Hoe meer negatief as dit kan jy kry. Petrus daar in Lukas 22:61 vers sê, ek het Jesus verloon, ek is nie meer bruikbaar nie. Het hy vergeet dat Jesus gesê het van vergifnis? Het hy vergeet dat Jesus gesê het, ek sal jou 'n rots maak waarop ek my kerk bou? Waar hy 'n fout gemaak het. My broer en my suster, ongedagtes is nie altyd neutraal nie. Dit beïnvloed wat jy sê, wat jy voel en wat jy doen. Jy kan maar toets, jy kan maar kyk. Nou kom Petrus en hy sê vir jou, neem daardie gedagtes gevangene. Hy praat van daai negatiewe gedagtes. Hy praat van daai gedagtes wat jou geloof afbreek. Daai gedagtes wat jou laat twyfel. En wat sê hy? Vervang dit. Vervang dit. Hy sê in Filippense 4:8, waarmee ons dit kan vervang. Hy sê vervang dit met gedagtes wat eerbaar is, wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, wat lofwaardig is. En ons sien dit, veral in Dawid, koning Dawid se lewe. Dis presies wat hy doen, keer op keer gaan lees van sy psalms. Dis hoekom ek so lief is vir 'n psalm. En Dawid kom en hy bring vir ons 'n struktuur, en ek wil afsluit vanmôre met hierdie struktuur wat Dawid vir ons gee. Daardie plan wat hy vir ons gee wanneer ons worstel met 'n negatiewe denkpatroon. Die plan om daardie gedagtes gevangene te neem. Vra jouself die vraag, wat het ek nou net gedink? Wat het ek gedink van myself? Wat het ek gedink van ander? Wat het ek gedink van die Here? Wat het ek gedink as gevolg van hierdie omstandighede waarna? Wat het ek gedink? Dan evalueer jy jou denke en jy vra jouself die vraag af, is dit gebaseer op feite of is dit gebaseer op vrese, emosie en onsekerheid? Ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie maand kom nie. Ek weet ook nie, maar as jy wil glo, die Here sal jou deurdra. Die Here sal vir jou wegmaak. Ek lees, hierdie sosiale media se ewel. Ek lees, iemand sit daar 'n mooi prentjie op en hulle sê, as een deur vir jou toe gaan en 'n ander deur gaan vir jou oop, as jy seker in 'n tronk. Ek wil vir hy jou 'n kommentaar gelewer het en gesê, jy ken hierdie woord van die Here nie, wat die woord van die Here sê, dat die Here gee vir jou 'n geopende deur wat niemand kan toemaak nie. En as hy vir jou een deur toemaak, sal hy vir jou 'n ander deur oopmaak. Hy is selfs daai, hy is al genoegsaam en hy is die God van voorsiening. Dawid het hierdie struktuur vir ons gegee wat hy in sy eie lewe ervaar en beleer. En evalueer jou denke, is dit gebaseer op feite, is dit gebaseer op die woord van die Here, of is dit gebaseer op omstandighede, vrese en onsekerheid? Wat sê die woord van die Here? En dan kom jy by 'n baie belangrike punt, jy vervang jou denke met waarheid. Ek is so bly, ek hoef nie vanmiddag broccoli te eet, en asparagus te eet, en daai goeders te eet nie. Ek weet nie wat gaan ek eet nie, maar dit gaan nie dit wees nie, dit vul my met dankbaarheid. En niks fout met mense wat hou van spinasie en die goed nie. Ek sukkel net. Vervang jou denke met waarheid. Wat is die waarheid? Kom ons begin by God. Hy is 'n waarheid in jou lewe. Amen. Hy is teenwoordig in jou lewe. Amen. Hy het jou lief, so lief dat hy sy seun gegee het, is dit nie waar nie? En hoe sê hy dan vir ons, man, hoeveel te meer sal jou Vader wat in die hemel is, wat goed is vir jou gee wat jy hom vra? Jy sien, ons moet net ons denkpatrone begin rig volgens God se woord en volgens God se beloftes en God se dinge wat hy vir ons sê in sy woord om hoe ons dit moet doen. Vervang jou denke met die waarheid en hierdie woord is waar, ewig waar, altyd waar, onveranderlik waar en sal ewig waar bly.
En dan die laaste ding is, Elia praat met God, Dawid praat met God, gebruik gebed. Praat met die Here en fokus op dit wat dankbaar maak. Dankbaarheid is 'n groot deel van jou lewe, my broer en my suster. Dankbaarheid is iets wat die Here vir ons gegee het as 'n instrument in jou geloofslewe. En as jy kan leer om dankbaar te wees, wil ek vir jou sê, jy sal groei in jou geloof, jy sal groei in jou sekerheid oor die Here. Begin net jou seëninge tel. Begin net dankbaar raak vir die goeie dinge in jou lewe. Moenie fokus op die negatief nie, moenie fokus op daai paar goed wat jou onsekerheid wil wegvat nie, maar fokus op daardie dinge wat jou vul met dankbaarheid en met blydskap. Amen. Ek dink nie ons besef hoe magtige instrument is dankbaarheid in ons lewens nie. Dit bring positiwiteit na vore. Dit fokus ons op 'n God wat vir ons rede gee om dankbaar te wees. Gebruik gebed en praat met die Here. Dis baie maklik. Ek herhaal dit. Wanneer jy jouself kry dat jy negatief dink, dan vra jy vir jouself die vraag: wat het ek nou gedink? Wat sê die woord van die Here oor my denke nou? Evalueer jou denke. En dan vervang jy daai denke met iets wat positief is, iets wat woordgeoriënteerd is, iets wat spreek van dankbaarheid. En dan praat jy met die Here en dan jy sê, Here, ek was nou alweer so ongelowig, so onseker, ek het nou alweer hierdie negatiewe denke gehad. Here, maar dankie dat ek met U kan praat. Dankie Here dat ek kan weet wie is my omstandighede. Dankie Here dat ek kan weet U sal vir my 'n weg maak. My broer en my suster, ek het al baie gesê en ek gaan dit solank ek leef baie sê, want ek kan nie anders as te getuig van die goedheid en die grootheid van God nie. Maar as jy daar staan op 'n plek wat jy weet, jy het nog nooit eers vir 'n bouer 'n troffel aangegee, maar jy moet 'n kerk gebou word. En jy kyk na hierdie taak voor jou. Jy weet nie waar gaan die geld vandaan kom, jy weet nie waar gaan die mense vir die kerk vandaan kom, jy weet nie waar gaan die stene vandaan kom nie. Jy weet niks van daai goed nie, jy het net hierdie taak, dit moet gedoen word. Dan is daai een waarheid wat na vore kom. Dat God is daar. Hy maak 'n weg. Hy berei 'n weg. Ek weet die Here maak 'n weg. Dan vervang jy jou denke en sê, dankie Here. Ek maak soos dit Hebreërs 11 my leer. Ek roep dit wat nie is nie, asof dit daar reeds bestaan. Ek sê vir U dankie vir dit wat nog nie is nie, vir die feit dat dit gaan wees. En ek eer U en ek dank U daarvoor. Kom ons bid so. Vader, ek wil vra dat U hierdie woord lewend sal maak in elke hart en gedagte. Here, dat ons nie sal toelaat dat die ou vyand hierdie twyfelkas van ons vul met negatiewe denke. Dat omstandighede ons nie negatief sal stem nie, maar dat ons sal kyk na die grootheid van die God wat met ons is, in wie se hand ons is. Wat ons lei, behoed en bewaar, wat vir ons voorsien. En Here, laat dit ons harte vul met dankbaarheid en met geloof. Ek vra dit vanmôre vir een, vir elkeen van ons in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sing 'n laaste lied saam tot sy eer en verheerliking.
Daar is nie vanoggend koffie op kuier in die saal nie. Ons is nog besig daar. En wees net versigtig ook as jy uitstap. Eintlik is daar nie mense waar aan gesit nie. Maar ja, jy moet 'n wonderlike dag hê. Ek gaan afsluit met gebed. Mag die vrede van die Here, sy vrede wat alle verstand te oorgaan, nie deel wees. Anders 'n liedjie wat ons vroeër jare gesing het, die vrede wat die Here gee. Dis vir so kosbaar. En die vreugde winkel ook, maar ons gaan dit nou sing. Kom ons bid saam. Vader, maak hierdie woord lewend in ons hart, vra vir eens. Bedaag ons in die vrede, in die beskerming, in die genade. En wees U met elkeen van ons. Here, U ken ons na ons vrese, ons behoeftes, ons begeertes. Sien ons raak, Here, en voorsien na die rykdom van die genade. Vra in Christus naam. Amen. Die Here sê, die gaan ons sy vrede